Wees stil en weet ek is God. Psalm 46 vers 11. Dit beteken dat ek stil en rustig kan wees en weet dat ek spesiaal is vir die Here. Dit beteken dat hy langs my is. Dit beteken dat hy my hand vashou. Dit beteken dat hy my troos en bemoedig. Dit beteken dat hy my wegsteek onder sy beskerming en my veilig laat voel. Dit beteken dat ek stil kan raak en weet dat hy in beheer is. Dit beteken dat hy sy beloftes hou. Dit beteken dat hy my hoop en my vertroue is. Dit beteken dat hy my sal lei en my sal dra waar dit moeilik is vir my om te loop. Dit beteken dat ek kan stil raak en alles net aan hom kan oorgee. Want sy arms is altyd onder my. Wees stil vandag en weet dat hy jou toevou onder sy liefde. Here, vandag is net 'n stil bly dag. Ek wil net sit en voor my uitkyk, wetend dat U daar is, soos U altyd daar is vir my. Ek is al fake genoem, skelm genoem, agteraf genoem, 'n verneker genoem, maar in my hart weet ek dat ek U kind is. Ek word van baie dinge beskuldig, totdat ek vals is in my verhouding met U. Maar Here, ek weet dat U weet wat die waarheid is, en daarom kan ek rustig wetend dat U elke geveg vir en namens my sal veg. Ek is verseker nie goedkoop nie, al noem mense my so, want U het 'n duur prys vir my betaal. As ek U maar fisies kon sien en die arms om my kon voel en my kop teen die bors kon druk, weet ek sou niks anders saak gemaak het nie. Maar U is hier, al sien ek U nie, U arms is om my, al weet ek dit nie, en ek maak my oë toe, dan voel ek U borskas en my hart wat ritmies klop, en ek weet dat daardie hart klop ook vir my. Dankie vir hierdie dag, hierdie oomblik, dankie, sommer net dankie, Jesus. Vandag se gebed is so kosbaar, dat die wêreld kan jou kom veroordeel, jou beskuldig van goed wat regtig nie die waarheid is nie. 'n Mens sien hierdie mooi prentjie van hierdie perfekte persoon, en dalk begeer jy ook daai persoon se lewe, maar niemand van ons weet regtig wat in hulle harte aangaan nie. Is hulle werklik gelukkig? Is hulle regtig in 'n goeie, goddelike, geseënde verhouding? Is hulle verhouding met hulle kinders so goed as wat dit lyk? Is daar gevegte wat ons nie weet wat geveg word in die stilte in hulle harte of agter 'n toe deur nie? Is daar nie smekinge wat hulle uit 'n verhouding uit wil bid nie? Is daar nie die Jezebel gees is so 'n verskriklike gees, want dit domineer, intimideer en manipuleer, en dit is so alom bekend deesdae. Is daar nie in hierdie perfekte prentjie huwelik dalk so iets betrokke, dat hierdie vrou of man dalk te bang is om 'n voet skeef te sit, want hulle gaan woorde toegesnou word of verkleineer en net sleg gesê word nie. Maar Here, U weet alles, U ken alles, U ken elkeen se hart, omstandighede. En Vader, vandag met hierdie gebed wil ek ook vra dat U in mense se harte te kom spreek, haal uit die klipharde hart, Here, en sit vir hulle 'n hart van vlees in, Here. Maak hulle bewus van U goedheid, sodat hulle weet dat U is altyd daar. Hulle kan net kniel waar hulle ook al kom en net tot U bid en in die geloof behou en weet dat U daardie gebed hoor, dat U 'n plan maak, Here, om daardie situasie te verander. Soos in 'n hofsaal waar daar 'n pak leers is wat die regter deur moet werk, of die advokaat of die staatsaanklaer, dat hulle 'n klomp verhore het van kriminele. In hierdie geval is dit nie kriminele nie, Here. Dit is stikkende harte, stikkende mense wat nie 'n plan vorentoe het nie. En dan wanneer ons in gebed kom kniel, dan haal U daai leertjie uit met die naam op van die gebedspersoon.
persoon wat in alle opregtheid vir u bid. En dan maak jy die leer oop en jy sien al hierdie goedjies wat verkeerd is. En Here, dan maak u 'n plan. En u plan is altyd die beste. Dan lyk dit soms nie vir ons enigsins moontlik om uit 'n situasie uit te kom nie, Here. Vandag bid ek ook vir woorde wat teen mense toegesnou word, wat nie die waarheid is nie. Dat daardie pile van daardie woorde wat so seer maak, Here, afgesny sal word in die naam van Jesus. Mense wat verkeerd veroordeel is deur 'n mens, dinge gesê word wat nie die waarheid is nie en wat ander mense sommer se muur glo. Bid ek vandag, Here, dat die lig sal val op dit wat verkeerd gesê was. En dat die helder sonskyn lig hierdie duisternis sal oopbreek en die waarheid sal ontbloot. Here, ek bid hierdie gebed met 'n opregte hart, Here. En ek vra dat u hierdie gebede van mense wat in hierdie situasies is, sal opslaan, Here. Bid dit in die wonderlike naam van Jesus. Dankie. Amen, amen en amen.